Joppie, EcoSoil is as 'n besigheid al oor die 20 jaar oud. Ons is gebou op ons kompostee en kompostee-stelsels wat ons al die afgelope 20 jaar bemark aan boere. En die afgelope 6 jaar het ons vloeibare organiese bemesting ingebring wat ons gebruik om chemiese kunsmis mee te vervang of die hoeveelheid chemiese kunsmis drasties te verminder. Volgende het ons vir EcoSoil. Nou kyk, as jy nou ge-worry is oor Trump wat die hele wêreld besig is om op te blaas en te kere te gaan, en ons weet nie waar gaan ons kunsmis vandaan kry nie, die man het vir julle 'n oplossing. Neil, hoe lyk dit? Goed, dankie, Joppie. Ja, aan die gang. Sê gou vir my EcoSoil, verduidelik my wat doen julle presies en wat maak julle anders en volhoubaar in die lewe? Joppie, EcoSoil is as 'n besigheid al oor die 20 jaar oud. Ons is gebou op ons kompostee en kompostee-stelsels wat ons al die afgelope 20 jaar bemark aan boere. En die afgelope 6 jaar het ons vloeibare organiese bemesting ingebring wat ons gebruik om chemiese kunsmis mee te vervang of die hoeveelheid chemiese kunsmis drasties te verminder. Nou oké, julle my bel, toe sê julle vir my, ja, julle doen die goed, en toe glo ek julle nie. Ek gaan nou die oom op die spot sit. Oom John, kom hierso. Oom John, gee my net so vinnige oorsig, wat 'n area boer oom en waarmee presies? Ek boer op Vredendal met tafeldruiwe, wyndruiwe en droogdruiwe. Ja, daar het ek nog om droogdruiwe leer jy nog vir die eerste keer. Ek het nie geweet Rosyntjie het daai naam nie. Okay. Hierdie EcoSoil besigheid, toe ek nou daar sou kom en ek kyk die ding en hom sê vir my, nee, maar ek is nou al 5 jaar op die besigheid en ons het niks kunsmis hier gegee nie. Toe glitch my kop, totaal en al. Nee. Hoe lyk die produksiesyfers? Myn ons nou nie die grond nie? Wat gebeur binne in ons boerdery? Ja, ek is eintlik al 'n bietjie langer as 5 jaar besig. Ons het begin met kompostee. En die voordeel wat ons uit kompostee het gekry het, ons kolle en ons wingerd het onmiddellik beter geraak. Met ander woorde, ons het meer uniforme wingerde gehad. En as jy met wingerdboer weet jy, 'n wingerd met kolle gee nooit vir jou 'n goeie produksie nie. So dit was 'n groot verbetering en toe so 4 jaar gelede het ek oorgegaan na die biovoeding kant toe. Ek sukkel maar om weg te kom van die kunsmis af, maar biovoeding. En so ek is nou 4 jaar gee ek glad nie meer chemiese kunsmis nie. En ek is baie gelukkig. Ons het byvoorbeeld, net as 'n voorbeeld vir jaar, het die tafeldryfbedryf as geheel maar redelik probleme gehad ten opsigte van korrelgrootte. En ons het ten spyte van die jaar het ons korrelgrootte nie baie swakker gewees as ander jare nie en ons het ons nommers gepak wat in die uitvoerbedryf vir jaar nie baie ouens kan sê nie, want as gevolg van die korrelgrootte was die gewigte ligter en het baie min ouens hulle skattings gepak. So volgens my is dit die pad om te loop. Wat onder die grond aangaan is ek nou nie so 'n expert mee nie, maar die ouens wat daar kyk sê vir my die grondlewe is beter en gaan vir my baie langer op die plaas laat bly as wat ek met die chemie aangaan. Sien, ek like daai, nee. En sê gou vir my in hierdie tye wat ons nou sit, ek meen, soos ek sê, Trump is besig om te roer daarbo en lyk my al wat 'n kunsmiskip is, word nou gejoeten of gesink of ek weet nie waar gaan hulle heen nie, maar hulle kom nie hiernatoe nie. Nee. Hoe voel dit om te weet dat oom 'n fallback het en te sê, luister hierso, ek hoef nie noodwendig te worry oor die kunsmiskomponent in my boerdery nie. Ek hoop nie hulle is ook gekoppel aan daai goed nie. Nee, ek hoop nie so nie. Hulle het my beloof, hulle sit die kunsmis in hulle mengsels. Nee, wat dis goed, want ek kom nou al lank met hulle aan en ek het 'n telefoonnommer en ek weet waar hulle is, so ek het nog altyd gekry wat ek nodig was wanneer ek dit nodig gehad het. Right, nou kom ons vind 'n bietjie uit hoe werk die storie. Kom ons stap oor na daai jacuzzi toe wat jy het hierso. Waarmee is julle besig? Hy praat van hy begin met die kompostee en toe het hy nou die biovoeding en al die goed bymekaar gebring. Hoe werk die storie? Joppie, so kompostee is basies 'n eenvoudige en koste-effektiewe manier om jou grondgesondheid op die plaas aan te spreek.
Ons maak aerobiese kompos by die site op Grabouw, wat jy dan gebruik in die sif van die komposteerstelsel, so omtrent die ekwivalent van 44 liter se kompos wat in die sif gaan. Ja, dis daai siffie daar. Dis hy daai. Ons het ook voeding vir die mikrobes, wat ons in die bad gooi, dag 1 en dag 2, 24 uur uit mekaar uit. Die brouproses duur 48 uur, en na 48 uur kan jy dan 'n mikroberyke, swamryke, bakteriese ryke tee deur jou besproeiing toedien op jou gewas, wat vir jou buffer teen soutte, wat grondverdigting ophef. As jy enige vasgelegde elemente in jou grond het, fosfate, magnesium, die mikrobes gemaak het vir jou los en plant beskikbaar. Ons kliënte ondervind wat steeds met chemiese kunsmis boer, dat in die eerste seisoen kan hulle tot soveel soos 30% van hulle stikstofbemesting sny. Net oor jou grondlewe beter is en jy beter voedingsstofopname kry. So as jy uit en uit kyk vir 'n grondgesondheidsoplossing, is kompostee definitief die pad om te gaan. Okay, maar ek wil nou weet van die kunsmis, nee. Nou verduidelik my gou, hier's 'n klompie kanne wat hier voor staan, en soos ek dit verstaan, 'n kombinasie van die en daai, maak dan, laat ek dieselfde appels wat ek gesien het, wat nou al 5 jaar nie meer chemiese kunsmis het nie, 'n kombinasie van die goed maak, laat ek nie hoef te worry oor wat Trump doen nie. Ja, so ons het die EcoDelta vloeibare organiese bemestingsreeks vrygestel so 6 jaar terug, en daar's 3 hoofprodukte in die reeks. Die eerste een is Fertility 2, of in kort sê ons sommer net F2. Dit is 'n produk wat ons maak van sade, sade wat ons fynmaal en dan anaerobies afbreek tot in 'n vloeistofvorm. So die produk is baie hoog aan energie, en dit is wat die meeste landboustelsels en boorde en wingerde daar buite kort, is nie noodwendig 'n bietjie KNO3 of 'n bietjie irium nie. Hy soek energie sodat die plant of die boom sy natuurlike prosesse kan hardloop en kan doen en na homself kan kyk. So ons, deur hierdie produkte te gebruik, bou ons daar buite selfregulerende landboustelsels wat al hoe minder eksterne insette nodig het om aan die lewe te bly. Okay, so ek wil nou begin met hierdie goeters. Hoe werk julle proses, en hier's my grootste ding. Nou sê jy vir my, ek moenie kunsmis gee nie, fine, cool. Hoe weet ek nou, ek gaan nie in 'n tekort in hardloop nie, en kom ons sê, by hoekom by kroeg gebeur het, dat ek in 'n tekort in hardloop, het julle meganismes in plek, hoe julle my risiko help bestuur? Choppie, so in die eerste plek, alles vir ons begin by 'n grondontleding, dat ons die potensiaal van die grond kan bepaal. Ons sal definitief nie 'n boer help om agteruit te boer nie, ons wil hê hy moet vooruit boer en meer volhoubaar boer. So ons maak van 'n grondontleding af sekere afleidings, en op grond van wat ons sien op 'n grondontleding, saam met 'n EcoDelta program, sal ons 'n aanbeveling maak om dan of alle kunsmis te verwyder, of 50, 60 of 70% te verwyder van wat jy histories gegee het. Ons doen ook in seisoen baie blaarsap-analises by boere, om seker te maak dat indien daar 'n tekort uitdop, dat ons dit tydig optel en dan onmiddellik kan aanspreek. Uitstekend. So die ouens kontak julle, jy kom kuier op die plaas, gesels lekker, en dan sit julle 'n plan in plek. Absoluut.